Was u hier gehoor? Het jy gehoor, die ongelowige, of die gelowige ateïs, nee, die ateïstiese gelowige, of ongelowige, of gelowige ateïs. En ek dink by myself, maar, hoor die broer, wat's dit? Ek kan mos nie al twee wees nie. En toe besef ek dat, in 'n gemeente soos hierdie, is dit 'n uitdaging, wel, enige gemeente. Want jy sit met mans en vrouens, groot mense, klein mense, ou mense, jong mense, en alles moet sin maak in 'n boodskap. Alles moet sin maak in 'n Pinkstergemeente. Ons is 'n Pinkstergemeente. Weet almal ooit wat Pinkster is? Wat hier sit, vanmôre. Wie het Pinkster ervaar? So, dan is die vraag, is ons nog 'n Pinkstergemeente? Die groter vraag is, hoe kan ek 'n verteenwoordiger van Christus wees, as ek nog nie by hom was nie? Hoe bedoel jy nou? Nou moet ons begin polities korrek praat, nie? Nou pas op, jy moet nie oor die sonde praat nie. Die ou pastore het nie omgegee nie. Broer, hulle het van die sonde gepreek asof dit 'n werklikheid is. Regtig. Hulle het nie omgegee wat die politieke partye sê, of hulle het gesê, sonde is sonde. En daar was net een sonde, en dis die sonde. En ek wou 'n bietjie daaroor gepraat het vanmôre, om die verskil uit te lig oor sonde en die sonde. Ja, ek het groot geword met 'n vreeslike bulderende stem, want ons het ver van mekaar afgebly, en dit etenstyd was omdat ons die ander maatjies geroep het. So ons het stemme gekry. Ons het nie 'n mic nodig nie. Maar ja, die mic help dan dat die dowes soos ek, wat sy ore by die huis vergeet het, ook kan hoor. En ek wil 'n bietjie praat oor sonde en die sonde, en dan besef ek maar, daar is dalk mense in die gemeente, wat nog nie weergebore is nie. Moes dit moontlik? So as ek van sonde en die sonde praat, dan wil ek vir u sê, Christus het nie na die aarde toegekom om die sonde te vergewe nie. Hy het gekom om die sondige natuur van die mens te verander. En met die wete dan, as dit sou verander, dan sal die sonde ook verdwyn. Is julle met my? Is ek te vinnig, nie? Ek wil so 'n bietjie hersiening doen. Dit was die slegste ding van 'n onderwyser, as jy moet 'n hersiening doen. En jy het verlede week vir die kinders 'n ding geleer, en nou praat jy weer daaroor, en sê hulle, nog nooit gehoor nie. Ek wil 'n bietjie hersiening doen vanmôre. Ek wil 'n bietjie evangelisties preek. Net vinnig, voor ek by die preek kom. My siel moet gered word om anders te wees. Anders as wat? Kom ons kyk 'n bietjie. Matteus 23 vers 27 sê Christus vir die fariseërs en die huigelaars en die skrifgeleerdes, hy sê, elende wag vir julle, skrifgeleerdes en fariseërs en huigelaars. Julle is soos wit geverfde grafte, wat van buite mooi lyk, maar daar binne vol doodsbene en allerhande onsuiverhede is. So is julle ook. Van buite lyk julle vir die mense vroom, maar van binne is julle vol huigelary en minagting van die wet. Nou, ek probeer my nou nie self uitmaak as 'n kenner par excellence van al hierdie goed. Hierdie goed is moeilike goed. So ek trap nou baie versigtig vandag. Maar Godvreesendheid, het julle al die woord gehoor? Baie jare terug het mense oor godsvrees gepraat. Ek moet bang wees vir God. Dis tog wat godsvrees beteken. Godsvrees beteken nie niks anderster as om vir God bang te wees nie. Waar is dan die God van liefde? En jou pa? Wat jou pak gegee het toe jy klein was? Was jy nie bang vir hom nie? Jy het respek vir hom gehad. Want hy het, as my ma het altyd gesê, as julle nie liefde het vir mekaar nie, dis ons kinders nou, sy het ons baie geslat. Hy sê, dan sal ek dit by julle agterende inslaan. Ons was bang vir haar. Maar nie met 'n bang wat ek nie na haar toe wil gaan en sê, hoorie ma, maar ek is honger nie. 'n Bang van wat gebeur as ek buite is, as ek uittrap, nee. Ons hoor van godsvrees, man. Vandag is God net liefde. Alles alright. Ag, moet nie worry nie, man. Ja, as jy voor die kerk toe kom, eet net 'n pepermuntjie, dat die mense jou nie ruik nie. Dit is aanvaarbaar. Wil ek het slegte nuus vir u, dit is nie aanvaarbaar nie. Sonde is sonde.
En ek kan nie ophou sonde doen as my siel nie gered is nie. Man broer, nou is jy op gevaarlike grond. Wat beteken dit? My liggaam is die goede wat ek kan voel. My gees is deur God gegee. En my siel is die sentrum van my emosies, my gedagtes, my ervarings ensovoorts. So, wat gebeur is in my siel moet die keuse gemaak word tussen reg en verkeerd. Is ek nog reg so ver, Salome? Julle moet wys as ek verkeerd is. Nou as my siel nog die Adam siel is, waarmee ek gebore is, die verlore siel, die sondige natuur, dan kan ek nie goed doen nie, al doen ek ook goed. Hoor jy wat ek sê? Ja, maar daar's baie mense wat wonderlike goeders doen, jong, hulle gee vir die arme mense, jong, hulle sing in die koor, en hulle dryf satangs uit, jong, en hulle bid, en hulle praat in taal, en dan kom hulle voor die regstoel van God, en sê, God, gaan weg van my af, ek het julle nooit eers geken nie. Hoekom nie? Hulle was nog nie by hom vir die reiniging nie. Was jy al by hom vir die reiniging? Maar daar is deur die bloed van die lam. As jy nie was nie, gaan jy nie kan ophou om verkeerd te doen nie. En ek sê nie daarmee, dat as jy by hom was, sal jy nooit sonde doen nie. Selfs Paulus sê, ek sondig meer as julle almal saam. Ek is regtig 'n sondige mens. Maar my siel is nie meer myne nie, hy is nuut gemaak. En daar waar die keuse gemaak word tussen reg en verkeerd, daai behoort nou aan God. En dan kies ek gewoonlik die regte ding. Maar ek kan nog partykeer as ek my vinger raak staan sê, Amen. Ons het so groot geword, en ek het al vir julle vertel, ek was elke Sondag aand by die boetelingsbank, want die pastore het nie goed gepreek, die sonde en sonde asof dit dieselfde ding is. Is nie dieselfde ding nie. My sondige natuur moet verander word. Anderster is ek te vergeefs Christen, te vergeefs kerkganger, te vergeefs voorsanger, prediker, wat ook al. Die vertrekpunt is my siel moet gered wees. Nou ek glo, julle is almal reg met dit. Anders moet ek 'n uitnodiging gee en sê, hoor, kom, laat ons vir jou bid, dat die Here jou siel red. Maar ek wil die uitnodig gaan lees 'n bietjie die woord van die Here, wat hy sê oor die siel. Die liggaam voel die versoeking, die gees, die Heilige Gees wil graag die regte ding doen, maar die siel moet die keuse maak. En as hy siel gered is, dan is dit makliker. Dis nie altyd maklik nie, dis makliker. Want nou fokus ek op God, en my gees behoort aan hom, hy woon in my, en hy beheer my siel. En daar waar ek die keuse moet maak, op die oomblik van reg en verkeerd, of tussen reg en verkeerd, dan hoop ek gee toe aan die gees van God, wat die vlees onderdruk met sy begeerlikhede, en wat dan 'n wen vir Christus en sy koninkryk is. Ek hoef nie te praat oor versoekinge nie. Die Here is vir my baie goed, hy het dit grotendeels van my pad afgehou. Want ek weet nie wat ek sou gedoen het nie, maar ek het al 'n paar sulke goed gehad. Kyk 'n storie op televisie. Mooi storie, man. Maar daar's goed daar binne, jy moet nie die goed kyk nie. Ek sit hom af en ek gaan slaap. Volgende dag dink ek, man, dis dan so 'n mooi storie, man, ek gaan hom weer kyk. Ek sit Netflix aan, ek soek hy storie. Weg. Ek kry hom tot vandag toe nog nie weer nie. Ek glo dat God het my beskerm. Dis wanneer ek met hom in verhouding staan, wanneer ek en my pa, ons het houtwerk saam gedoen. Ons was in 'n eie werkwinkel, nog met die hande daai jaar, die elektriese tools gehad. Ons het gesaag met die hand en ons het goedjies gemaak en so. Ons was een, was lekker. Dis hoe ek met God moet wees. Sonder dat ek hom afbring na my vlak toe. Ons doen dit ons baie maklik. God is dalk in 'n stroper of in 'n trekker of 'n ding, of 'n mooi Mercedes of 'n ding. Dis nie God, dis nie God nie. God is wat? Gees. God is gees. En hy stel belang aan die gees en die siel van die mens. Want as ek sterwe, dan gaan my liggaam aarde toe. Hulle kan my maar brand, of hulle kan my maar plant, of wat ook al, hy is gone. Weg. Wat bly oor? My gees gaan terug na hom toe,
wat het gegee het, en my siel is ook aan die ander kant. Ons siele moet aan hom onderdanig word. En om dit te kan doen, moet ek getrek word. Ek kan nie begin goeie werke doen, en allerhande dinge doen, en dan dink, dit sal gebeur nie. Eers dit, dan die ander. So my werke spruit voort uit my redding, uit my nuutmaking, uit my weergeborenheid uit, kom die werke. Dis soos die oog van 'n fontein. Dit is nie eers die dam en die visse nie, of die stroompie water nie, dis eers die oog, wat uit die aarde uitkom, en wat dan die dam volmaak. Selfs met ons, kom by Christus uit, hy trek my deur sy gees, ek sit in 'n diens, en hy praat met my, en hy sê maar, kom na my toe, as jy vermoeid en belast is, kom na my toe, ek sal jou vry maak, kom na my toe, ek sal jou siel red, kom na my toe, ek sal jou skoon maak, vis was, fitter as die sneeu. En dan trek die gees jou, en jy lê die verlede af, jy bekeer jouself, jy draai jou rug op wat jy altyd gedoen het, wat verkeerd was. En nou hou jy jou oë op Christus deur die gees wat in jou woon, en dan word dit makliker vir jou siel om te besluit tussen reg en verkeerd. Maar jy gaan nog steeds moet besluit. En nou is ek 'n verteenwoordiger van die koninkryk, ek is nou die ambassadeur van die koninkryk, en dan maak ek soos wat die koning van die koninkryk sê. Dan kwakwa daar, ek kry pos, Edu College. Dan maak ek sê, maar dis nie vir my nie. Kry nog pos, hè? Nee, sê die man vir my, Tati, daar's nog 'n Edu College in Kwakwa. Ek sê, wat? Ja, sê, kom ek gaan wys jou. 'n ander auntie, van Harry Smith. Haar man is 'n breakdown drywer of 'n ding, maar is robbe mense. Sy het ook 'n skool opgemaak. Sy roep om Harmony Edu College. Maar al haar goed is Edu College. En daar gaan my kinders. Nee? Vals. Nou het ek baie toleransie, want ek is mos nou 'n kind van die Here, ek vergewe mos nou maar. My kinders gesê, pa, maak haar gelyk met die grond, ek sê, ag my kind. Maar in die kerk ook. Jy kry 'n kerk, hoor hierso, dis die AGS kerk, maar Boeta, daai pos kom na die verkeerde plek toe. Hoor jy wat ek sê? Opregtheid begin by die redding van my siel. As ek dit het, dan word ek 'n deel van die gemeente, en van die groter liggaam van Christus. Onthou, hierdie gemeentetjie is maar 'n ou klein deeltjie van die liggaam van Christus, wat uit verskillende gemeentes bestaan, en enkelinge wat nie aan 'n gemeente behoort nie. Wat praat jy nou? Jy moet mos in 'n kerk wees, hè? Hoekom? Daar in Sahara bly, daar's 'n kerk omtrent 1000 kilometer van my af. Ek hoef nie. Ek dien die Here met my lewe, met my hele lewe. Oral waar ek kom, leef ek hom uit. En dan kan ons eers begin kom waar pastoor verlede week was, van wees opreg in jou ambassadeurskap. Moenie maak asof jy Edu College is, as jy eintlik maar net Harmony is nie. Wat hy verlede week gepraat het. En dan praat die woord van die Here met ons baie duidelik daaroor, en hy waarsku ons teen die valse profete, en hy waarsku ons teen wat nie koninkryk gerig is nie. Nou, die groot vraag, wat baie mense vir my nou al baie gevra het, en ek is uitgesproke daaroor, as jy nou gered is jy vir altyd gered? Natuurlijk. Ja, maar, moenie ja maar nie. Gelukkig is die polisverkopers nie vermoor hier nie, so ek kan maar sê, 'n polisverkoper werk met ja maar. As, nee? As hulle jou kar steel, Boeta, dan is jy bankrot. As jou huis afbrand, dan gaan jy op die straat slaap. Daarom verkoop ek hierdie polis aan jou. Ek praat nie van as nie. As is verbrande hout, het my ma gesê. Wanneer 'n mens by die Here uitkom en jy word waarlik gered, ek praat nie van 'n kopding nie. Ek praat nie van 'n kopding, want mense kan hier in jou kop ook gered word, want jy hoor van God, nie dink, maar hier is 'n lekker jolly klop ouens, ek wil ook een van hulle wees. Nee, dit werk nie so nie. Ek kom by hom uit in die gees, en hy dolwe my om, en ek kom agter, maar hy is iets die binnekant in my wat verkeerd is. En ek nooi hom in my lewe in, en hy stuur sy gees, en sy gees kom haal wat binne in my is uit.
en hy sit homself binne in my, en nou lewe ek deur sy gees, en nou help sy gees my siel om die regte keuses te maak. Want die versoeking is nog daar, en die deurmekaarigheid is nog daar, die klatter, liewe genade, ons het baie klatter. Elke Piet en Jan en Koos het nou wat blok. Ek het altyd geleer, 'n blok is 'n ding waarom jy hardloop as jy fiks wil word. Nou is 'n blok 'n ding wat jy moet lees of luister. En elkeen praat asof hy die waarheid praat, en ek sê nie, dis nie die waarheid nie. Maar gaan fact check dit net. Vat 'n bietjie die Bybel en gaan lees regtig die Bybel. Ek het nou so 'n bietjie naslaan, kyk hierdie teks hier in 1 Johannes 1 vers, dan sien ek maar dis eintlik in 1 Opinie 5 vers 10. Dis eie woorde. Maar as jy die woord gaan lees, dan sien jy maar, dis anders. So, die opregtheid van my redding is absoluut primêr. Dis nie 'n kopding nie, is nie 'n emosionele ding nie, dis 'n ding wat in my siel plaasvind. En ons verskil as mense, party mense raak emosioneel, hulle gaan aan huile, en ander mense aanvaar dit net, sê Here, baie dankie, ek aanvaar en ek glo dit. Is nie 'n ding wat jy kan bewys nie, is nie 'n ding wat jy kan sien nie, dis 'n ding wat jy moet glo. Ons glo dit. En dan word ek 'n kind van God. Ek word. Ons praat in die ou opvoedkunde, toe ons nog onderwysers gehad het, van die wordingsgeskiedenis van 'n kind. Nee? Ja, maar hy word wat hy bedoel is om te word. Ek brainwash hom nie, merk sy vir haar sterretjies en gee hom 100 punte, en ek slim nie. Ek voed 'n kind op om te word wat hy bedoel is om te word. Want dis in ons DNA, nee, ons kan sê, ja, DNA is eintlik sondig, die DNA, maar ek word die pad van heiligmaking. Nou stap ek daai pad met God. Met die wete dat ek nuut gemaak is in my binnekant, en nou kom die versoeking na my toe, en nou stoei ek en spook ek met hom, en dan oorwin ek hom naderhand deur die Gees wat in my woon, en so groei ek, en groei ek, en groei ek, en groei ek, en word ek geestelik sterk, sodat ek 'n goeie ambassadeur kan wees van die koninkryk. Nie vals nie. Ek weet wat ek weet, wat ek weet. Wat weet ek? Ek is vry gekoop deur sy bloed. Ja, broers en susters, ek weet, en mens kan nie veralgemeen nie, daar is mense wat na hulle vrymaking nog eers weer gerabbasatang moet word. So diep lê daai goed in hulle. En hulle glo nie lekker hulle is vry, dan gaan hulle terug na daai drek toe. Dan moet jy hom eers weer bietjie skud. Maar as jy waaragtig by die Here uitgekom het, en jy is waaragtig gered, dan is jy nie. Jy's vry. Hy sê, as ek jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Maar, jong, weet maar, lewe soos 'n vrye mens. Lees die woord van die Here. Eet dit soos brood, en laat dit jou voed, en dat dit jou laat groei in die Gees. En dis waar jy die opdrag kry wat die koning van die koninkryk vir jou sê jy moet doen. Dis waar die opdrag te lê. Ek dink as die ou hiernatoe kom van Amerika, want hy so dik boek met Suid-Afrika. Pas op, is 'n krimineel en dit is bedrog en wat alles, pas op vir die ou, pas op vir daai, pas op, hulle gaan jou skiet op die straat, pas op, hulle gaan jou beroof hier, hulle gaan jou ontvoer daar, net so dik boek. Ons het ook 'n boek. Pas op as jy in die wêreld kom, my kind. Die wêreld gaan jou probeer weglok. Met wat? Ag man, ja, kom ons praat nou sommer maar Afrikaans. Maar staan nou by die braaivleisvuur, hier staan die predikant, Rannas en Coke. Hey manne, kyk hy raak aan man. Wat se beeld kry ek dan? Sorry, maar ek kry 'n verkeerde beeld. En ek kan glad nie sê of hy kind van God is of gered is of nie, maar dit skep 'n verkeerde beeld. Ek moet anders wees as die wêreld. Hy sê dit in sy woord. Wees anders as die wêreld. Kom uit die wêreld uit. Julle is in die wêreld, maar nie van die wêreld. Jy's 'n Amerikaner, man, praat Amerikaans. Moenie probeer om
om King Kong Kai van die Khoi mense te praat, dit is nie jou taal nie. Praat Amerikaans. Ry daai Cadillac van jou, jy's 'n Amerikaner. So, laat ons ware ambassadeurs wees, gegrond op sy woord. Ja, as 'n selfoon, ekskuus, maar sy woord is hier binne. Ek het 'n Bybel hier. En die ou dae was die Bybel ons heilig, nê? Ons Bybel mag nie stof gehad het nie. Salome, onthou julle, maar nie. Ja, hy mag niks op belê nie, want is die woord van God. En vandag is hy op 'n selfoon. Hy is vol hande gevat hier soos wat ek hom al gelees het. Maar dit is die woord van God. Dis waar ek hom kry. Dis vandag se mense lees hom hierop. Is nie verkeerd nie. En ek kry die boodskap van die koning af. Gaan daar en gaan help daai mense. Soos die man met in die visse pens geland het. Wie was nou wie hy gewees? Ja, Jona, né? Nee, julle ken julle Bybel. Nou stry die mense of hy binne in die pens lewendig was of dood was. Ja, vis kan jy nie insluk en jy lewe nie, man. Spoeg jy jou uit. Hoe spoeg 'n vis jou uit? Dit maak nie saak nie. Wat maak dit saak? God is in beheer. God het 'n plan met hierdie ding. Hy was 'n lande staan, hy het vroeg geplant. Ja, reën glad nie, man. Hy is gek of wat? Hy het 'n maand te vroeg geplant. Maar God is in beheer, hy glo dit. Dan kom die reën, dan gaan hy aan die lies. Ander manne begin plant, as dit te nat, kan nie ry nie. Maar God is met Jona ook, hy sê, gaan daarheen en gaan help. En hy is vol storieetjies, en toe op die ou en toe vat die Here hom toe gaan doen hy dit. So sê die Here vir ons ook, gaan kyk daar op die straat, of gaan help daar. Daar is 'n broer wat hartseer is, 'n suster wat gebroken is, iemand het 'n kind verloor, of wat ook al. Hy sou dit self gedoen het as hy hier was. Maar nou is hy nie hier nie. Maar hy het nou seker 70, 80 van hom hier, deur sy gees in ons woon. En ek word sy ambassadeur, en ek gaan na die plek toe, en ek sê, hier's Amerika, soos wat die moslims maak, maar gaan ons nou daar in die plekke toe met die vloede, en sê hulle, gift of the givers, ons help, dit is pragtig. Ek sê, nergens sien daar 'n apostoliebord op, en sê, hier's die apostolies, ons help ook nie. Ons breek nie oor sulke goed nie. Maar ek gaan help. En die wêreld sien, maar hierdie ou is anders, man. Ander mense het my gister hier so die Karwag, Karwagte. Karwag. Ek laat die Here my lei, en ek luister in my gees, en ek help hierdie ou, of ek help hom nie. En partykeer moet jy 'n bondel geld hê net om hulle te help, want jy moet hier parkeer, daar parkeer, nie betaal. Maar laat die Here jou lei om te hoor waar jy moet gee. Daar's Christenburg in die moeilikheid. Ek weet nie wat gaan daar gebeur nie, maar waar is die kerk? Wat moet help nou daar? Ja, ek klomp ons daar, maar nee, dis die moeite werd nie. Die kerk gee nie om vir die moeite werd nie. Die liggaam van Christus versorg mekaar. Broers en susters, weet julle ons in die ou dae, nou moet ek op wat ek sê, maar het ons almal geweet wie siek in die gemeente? Ons het geweet. En ons het hulle gebid. En vandag gaan besoek. En vanaand as ek by die huis kom, ek so moeg, man. Ek het 'n rowwe dag gehad, hoor. Jo, maar my ou broer lê daar, sterwende aan die kanker, en daar's niemand wat sy hand vat en sê, ek bid saam met jou nie. Ek praat met myself ook, regtig. Maar dis wat die liggaam doen. Dan is ons opreg. Ons praat met mekaar die waarheid. Die woord van die Here sê, praat die waarheid. Die waarheid maak jou vry. Gaan met jou broer, man, fantasties man. Oom Willie het altyd gesê, oom Willie, hoe gaan met jou? Hy sê, man, wie hierdie been, hierdie knie geswaar, kry swaar, hierdie heup. Hy kuil my op, hy sê, hierdie skouer, ek kan nie eens my verstok mee gooi nie. Hy sê, en boop alles voel ek ook nie lekker nie. Praat die waarheid. Broers, as iemand jou te nagekom het, praat die waarheid. As iemand sondig voor jou, praat die waarheid. Moenie soos ek pacifisties wees en terugstaan en sê, ag man, laat God water my oor Gods akker loop. Dis vals. Waar is die stem wat sê, dis verkeerd? Waar is die gewete wat mense tot orde roep en sê, maar wat jy doen is verkeerd, broer. Jy kan nie hier saam met die manne staan en wat sê, syp, wat jy weet, drink nie. Dit is die verkeerde beeld. Verduidelik vir my, hoekom doen jy dit? Dan gaan jy vir jou dalk sê, dan verstaan jy dit dalk beter. Dit is regtig nie branders en kook nie, dit is maar net 'n kook wat 'n bietjie water in het of so, 'n bietjie flou.
Dis soos die broer wat hier by die Spurs sit en dan drink hy druiwesap. Toe hoor hy in die dorp hulle sê, ja, maar hy syp, hy drink wyn. Maar hy is 'n apostolie. En toe moes hy vir hulle mooi verduidelik, dis eintlik wyn. As niemand gepraat het nie, sou hy dit ooit geweet het nie. Nou weet almal heel dorp, maar daai ou drink rooi druiwesap, hy like dit, dis nie wyn nie. Want ons het 'n beeld wat ons uitdra. Ek het in die week gehoor hier's 'n vrou in die gemeente, in die kerk, in die dorp ergens, wat vir my baie kwaad is, en ek weet nie wie sy nie. Ek ken haar naam, ek weet nie wie sy is nie. Niemand praat met jou, as ons met mekaar verskil, kom ons doen dit in liefde, sê, hoorie man broer, ek verskil van jou. En dan staaf ons verskil, sê, daar sê die woord dit, dan sê die ander ou ook, my hemel, sorry man, ek's jammer, nou leer ek ook iets. Maar nou trek ons terug, ons los die gemeente, ons gaan sit daar by die huis en sê, maar daai klomp, twee gesigte. Hierdie gemeente is bedoel vir twee gesigte in sondaars. Christus het nie gekom vir heiliges nie. Hy het gekom vir my, wat vol sonde is, en wat fout maak, en wat verkeerde keuses maak. Dis waarom hierdie gemeente bestaan. Waar ons kan kom en sê, Here, ek is jammer, of broer en suster, ek is jammer. Ons lewe saam as ambassadeurs van Christus, soos wat hy ons die opdrag gee. Maar ek begin by die regte punt. Dis belangrik. Ek kan nie begin waar ek dink ek moet begin nie. Waar my breins vir my sê nie. Ek begin by die regte punt. Ek gee my hart vir die Here. Ek draai my rug op my sondige natuur. Al sondig ek het nooit gesondig, wat ek van weet nie, want ek het pak gekry. As ek nog net getraai het, het ek geslat. Maar ek het 'n sondige natuur gehad. Tot ek het een aand by die boetelingsbank by 'n oom gehoor het gesê, hoorie maar boetie, hoeveel keer het jy al hierdie jaar jou hart vir die Here gegee, oom, elke aand? Hy sê, maar wanneer het jy hom teruggevat? Dis hoe dit werk, en hy leer my. En hy sê, maar as jy jou hart vir die Here gegee, dan nooi jy hom in jou lewe in, en hy kom neem heerskappy oor jou lewe, of jy nou 'n boer is, of jy 'n advokaat is, en of jy nou wat ook al is. En dan daar in my professie, of in my werk, of by die huis as huisvrou, of ma van kinders, pa van kinders, daar word ek Christus in die situasie. Christus, ja, sy gees woon in jou. Neem beheer oor die kinders. Hey, by ons kom, dit is inkom, ouma selfoon, dan sit hulle nie al daar, hulle beklei oor daai ding, hy is soos 'n gooitjie, en niemand sit sy voet dwars en sê, hey, ouma kan nogal, maar oupa kan nie, oupa het net vrede nodig. Maar ons moet ons uit kan spreek namens die regering wat ons verteenwoordig. En om tolerant te wees oor alles is nie reg nie. Jy kan nie oor alles verdraagsaam wees nie. Ernstig gaan daar 'n punt kom wat jy moet sê, hey boet, hierdie is sonde. En as ek hom nie waarsku nie, gaan die Here hom dalk op 'n ander manier waarsku. Dan sê ek maar eers, maar het ek nie maar eerder met die ou gepraat nie. Dan het hy dalk vroeër reg gekom. Nou die Here hom sy kind weggevat en die Here het sê, dis 'n hele gemors om die ou te leer wat ek hom eintlik kon geleer het as ek net eerlik was. Maar nou is ek polities korrek. Ek staan maar eerder terug. Ek sien hierdie kerkraad is besig met foefie goedjies hier so in die kerk en ek bly maar stil. Want as jy praat, broer, is jy by daai deur uit. Dis verseker. Jy is uit by daai deur as jy praat. So wat? Gee my 'n man wat sê wat waar is as die duiwel daar is. Wat doen wat reg is as die regter weg is. En wat trou by sy gewete bly as hy straf in plek van beloning kry. Langehoven het dit gesê. Gee my 'n man en 'n vrou wat sê wat waar is as die duiwel daar is. Ons moet partykeer sê wat waar is. Broer, suster, jy's verkeerd. Jy maak my seer. Jy gee my aanstoot. Stop om polities korrek te wees en wees net eerlik. Want die waarheid maak jou vry en laat die gees van God toe om in jou nuutgebore siel gestalte te kry. En wanneer jy by die moeilike keuses kom, dat hy jou sal help om die regte ding te kies. Dan word dit makliker om dit te verstaan, makliker om te doen. Nee. En Paulus sê, ek het 'n doring in my vlees. Ek weet nie wat dit was nie, dalk ook 'n belisting of 'n ding, ek weet nie. Hy sê, en ek het die Here 3 maal gevra, en die Here het gesê, my genade is vir jou genoeg. Ons het almal goed wat ons wegtrek. Goed wat ons besig hou.
is werk en is geld en is karre en wat. En ons moet veg daarteen om regtig by God uit te kom en ons hele lewe in sy wil te lewe. Gaan doen dit, begin by die begin, gaan lewe reg en gaan weet, daar kom 'n dag, as my siel nie gered is nie, gaan ek in die hel beland. Dis die waarheid. Wel, of die woord is dan nie die waarheid nie. Maar die woord sê, hy haat die sonde. Nie vloek en hy haat die sondige natuur wat teen hom inwerk, want dit is Satan wat in die hemel uitgegooi is, wat mense gryp, en hy maak hulle sondige natuur sterker, en hulle werk teen die koninkryk van God in plek van saam met hom. So, word gered, word bevry, lees die woord van die Here, eet dit soos daaglikse brood, word sterker in die Here, gaan doen wat hy vir jou sê om te doen, en as jy dit eers begin doen, dan word dit lekker. Om te gee is lekkerder as om te ontvang. Gaan gee dit wat die Here vir jou gegee het. Die genade wat jy gekry het, gaan deel dit uit. En dan word jy geestelik sterker, en dan word die gemeente sterker. En dan kom die mense by die bidure uit. Op 70 hoef jy nie meer bidure te kom, 70 is ver. Sies toch. Ek is 72. Ek moet ook eintlik daar uitkom. Maar ek is nie aan so moeg, man, ek is so hard gewerk, jy weet. Maar as dit in my is, as 'n passie. Het jy al, ek gaan nou klaar maak, hoor, ek sien party mense gesit en so. Het jy al gesien as 'n ou passievol is oor rugby, hoe gaan dit die kere? Het jy dit gesien? Gisteraan toe die Springbokke nou daai Franse plat loop, nee, hulle eet net hoenderhaan, so ver as gegaan. Die ouens sê nie, pragtig. Ja, hy spring so hoog, en hy skreeu, en daar by my, die kleintjies, ja, het gaan mal. Dat is passievol, krieken, passievol oor my huwelik. Ek weet nie. Ja, passievol vir Christus. Dankie Here. Ekskuus hoor, ek wou dit maar net sê, passievol beteken, man, ek doen net wat hy vir my sê, en ek doen dit met oorgawe, en ek gaan gee die genade wat hy vir my gegee het, vir ander mense, gratis, en ek wees hulle dienaar, en hulle dienskneg, tot eer van die Here. My werke op aarde, gaan nie oor wat die mense van my dink nie, dit gaan om God te verheerlik, en dit. My werke op aarde, die vrugte wat ek dra, verheerlik die man wat die vrugte geplant het. Nie die boom nie. Nee? Verheerlik God. Deur ons lewens. Here, is 'n moeilike woord. En dit maak dit nog moeiliker, want ons wil dit met ons breins uitwerk. En ons probeer dink, hoe groot is God? Ons wil probeer verstaan, hoe red hy mense? Hoe maak hy mense vry? Maar ons kan nie, Here. Ons koppe is te plat, ons is te ver agter. Ons kan onsself nie met U vergelyk nie, want U is 'n reddende God, U red. Punt. Selfs die grootste sondaar en die grootste verkeerd, maak U reg. Dis waarvoor die Seun in die kruis gesterf het. En daarvoor is ons dankbaar, dat ons ook die genade ontvang het. Help ons, Here, om dit ook uit te deel, na ons medebroers en susters, wat hier in die kerk saam met ons sit. Dat die mense daar buite, dat die mense by ons werke, by ons skole, waar ons ook al is, dat ons daai selfde genade sal uitstraal, soos ware ambassadeurs, wat weergebore kinders van die koninkryk van God is. In Jesus naam. Amen.